Terwyl ons so sit, wil ek vir hierdie mooi woorde lees, dat dit die begeerte van ons elkeen se harte sal wees. Jakobus 4, vers 8. Nader tot God, dan sal hy tot julle nader. Reinig julle hande, sondaars, en suiwer julle harte, dubbelhartiges. Weeklag en treur en huil. Laat julle lag en droefheid verander, en julle blydskap en somberheid. Verneder julle voor die Here, dan sal hy julle verhoog. Amen. Terwyl ons so sit, kom sing hierdie pragtige lied saam, lied 164, ons is almal hier te saam tot eer van die Here. Ons is almal hier te saam tot eer van die Here. Ons is almal hier te saam tot eer van die Here. Dit is om te oefenen. 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 Dit is om te oefenen.
kan sommer so staan net so. Uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons staan, dan bely ons geloof vir die wêreld, hierdie God wat sy in liefde ons welkom betreed. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Amen. Jy kan die sitplekke inneem. As 'n voorbereiding vir ons preek vanmôre, gaan ons so sit, dan gaan ons die Onse Vader saam sing, lied 266 saam met die orgel. Die gedeelte vanmôre uit Johannes 21, wat jy vir ons kan oopmaak, maar die teks sal ook op die bord wees. Ons tema vanmôre is, herken jy nog die Here? Johannes 21 vers 1 tot 19. Ek wil weer die storie vertel. Baie jare gelede het hierdie storie so op Facebook sy verskyning gemaak. En dit is my nogal een van die mooiste verhale wat daar kan wees. Die storie gaan so oor hierdie oom en die tannie, wat baie arm was. En hierdie tannie het die mooiste lang hare gehad, en sy kom na die oom toe en sy sê, wil hy nie asseblief vir haar 'n kam gaan koop om haar hare mee te kam nie, haar kam het gebreek. Die oom het baie sleg gevoel, en hy sê, natuurlik sal hy graag vir haar kam wil koop, maar daar is nie fondse nie, en sy horlosiebandjie het ook nog gebreek. Hy het nie eens geld om dit reg te maak nie. So gaan die oom, en hy loop verby 'n juwelierswinkel wat horlosies regmaak en ook natuurlik koop en verkoop. En hy besluit om sy horlosie te verkoop om vir die tannie 'n kam te koop.
Hy gaan koop toe die kam en hy is met groot opwinding, kan hy nie wag om by die huis te kom om vir die tannie die kam te gee nie. En toe hy by die huis kom, toe staan die tannie daar met die mooiste kort haarsny wat daar kan wees. En sy het toe haar hare afgesny en gaan verkoop aan die mense wat die pruike maak. En sy staan toe met 'n nuwe horlosiebandjie vir die oom. Hulle staan toe daar en hulle druk mekaar vas en hulle huil. Nie oor die keuses wat hulle gemaak het nie, oor hierdie onvoorwaardelike liefde wat hulle vir mekaar gewys het. Dis vir my een van die mooiste verhale wat daar kan wees, want jy het al gedink hoe sal die wêreld wees as daardie liefde meer in huwelike was, of daardie liefde meer was in hoe ons mekaar hanteer in die wêreld daar buite. Ons praat baie oor liefde en ek het dit al baie in preke genoem, en as ek mense in my spreekkamer sê, as die paartjies kom om te trou, dan sê ek, verduidelik vir my hoe's liefde, en dan sukkel hulle so om liefde te verduidelik, want liefde is 'n moeilike ding. Mense sê, dit is so abstrakt vir die jong mense, ja, hulle wil ons liefde voel, vat, en hulle wil dit kan bewys, maar hoe werk 'n mens met hierdie liefde? Hulle sê, dit is 'n abstrakte ding, dit is nie iets wat jy kan sien en ervaar nie. Hoe werk ons met hierdie liefde? Maar tog weet ons, nou met die Paasnaweek, is dit iets wat ons ervaar het en wede bestaan, want God is die bron en die oorsprong van liefde, en ons het dit gesien en ervaar, waar God se in Jesus Christus, sy seun vir ons gestuur het, sy seun vir ons gegee het, hy gesterf het, hy gekruisig is, ons sondes op hom geneem het, ons kom soek het, ons kom red het, en vir ons opgestaan het, sy liefde vir ons kom bewys het in hierdie wêreld. Maar tog sien ons dit nog nie altyd nie, en ons ervaar dit nie. En ons gaan vandag in hierdie gedeelte dit weer 'n keer sien. Ek wil julle hierdie gedeelte vertel, en dit is 'n ou bekende gedeelte, maar dit is 'n visvangstorie. Ons het mos jagstories. Hulle sê altyd, dit wat in die jagveld gebeur, bly in die jagveld, ons kom nie aan my huis toe nie. Maar so het ons ook visvangstories, en mense vertel ook daardie skandes en dinge wat gebeur. Nou hier is ook so 'n visvangstorie wat hier besig om te gebeur. Maar waar mense gesukkel het om Jesus te sien. In Johannes 21, Jesus se verskyning by die see van Tiberias. Hierna het Jesus by die see van Tiberias weer aan sy disippels verskyn, en dis hoe hy het verskyn het. Nou die see van Tiberias, sommer net so vir interessantheid, is dieselfde as die see van Galilea. Saam daar by mekaar was Simon Petrus en Thomas, wat bekend staan as Didymus, Nathanael en Kana, van Kana in Galilea, en die seun van Zebedeus, en nog 2 ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang, en hoe ons Suid-Afrikaners ook maar is, en hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou, ons gaan saam. Hulle het uitgegaan en in die boot geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Teen dagbreek het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus is nie. Hulle het hom nie herken nie. As ons sommer dink aan hierdie tyd waar ons onsself bevind, paar naweke terug was ons daar by Moordrif, en ons het die opstanding van ons Here Jesus Christus gevier, wat ons as Christene vir mekaar sê, dis die belangrikste tyd in ons as Christene se lewe. Die Here wat vir ons gesterf het, en as jy na alle gelowe gaan kyk, is die kruisiging nogal belangrik. As jy in die Rooms-Katholieke kerk gaan kyk, dan het hulle nog 'n Jesus wat vir hulle aan die kruis hang, want vir hulle het hulle voor 'n tabernakel, vir hulle gaan dit oor die fisiese offer wat gebring het. Vir ons as die gereformeerde tradisie gaan dit oor die opstanding, en dis kom ons so 'n groot ding daarvan maak by Moordrif om te sê, die opgestane Here Jesus Christus. Maar van daar af, dan dis nog nie voltooi nie. Van daar af tot by Hemelvaart en Pinkster is dit vir ons ook belangrik, want hoe hierdie Here ons welkom betree, en wat het dit vir ons in ons lewe beteken, en wat al die genade van ons in ons lewe beteken. Het julle al die Bybel met jou baie lees, hoeveel keer Jesus aan mense verskyn het, maar hulle hom nie herken het nie. Maria Magdalena het hom eers herken toe hy haar naam uitgespreek het. Kyk, dink bietjie aan die Emosgang, is eers toe hulle die brood gebreek het hulle hom herken. Thomas, die ongelowige Thomas, eers toe hy sy vingers in sy gate gedruk het hom herken. En hier sien ons weer 'n keer hierdie disippels van Jesus wat daar in die boot sit, en hulle herken hierdie Jesus wat daar op die kant staan, herken hulle nie. Nou, ons kan baie daaroor bespiegel hoekom hulle hom nie herken het nie. Want hulle het nog die voorreg gehad om saam met hom te wees en saam met hom te wandel. En mense het tog gesê het, om en by moes hulle geweet het dat dit Jesus is.
Ons moet in geloof Jesus volg en in geloof daai sekerheid hê dat hy saam met ons is. En ons sukkel om die Here te herken. Ons gaan nou 'n bietjie daaroor gesels. En ons kan vir mekaar sê, wat is dit moontlik wat gemaak het dat hulle daardie Jesus nie geken het nie? Miskien was dit omdat hulle die hele aand daar op daai water was en hulle net mooi niks gevang het nie. Dat hulle so gestoei het met dit waaraan hulle besig was en mismoedig was, dat hulle die Here nie kon herken het nie. So wat ons ook maar soms in ons lewe is, ons is so besig met die probleme of die uitdagings van ons wêreld, of die groot doelwitte wat ons onsself stel in die lewe, dat ons so gefokus is, dat ons nie bewus word van die Here wat ons wel kom betree nie. Dat ons so met ons in ons wel betrokke raak. Miskien kan dit wees dat ons sê, dit is so 'n bietjie mistig geweest, want hulle was die hele aand op die water, en met die sonsopkoms het Jesus daar gestaan. Nou, ek weet nie van julle nie, maar as jy so by 'n viswater sit, is dit mos geneig as die sonsopkom, is daar so 'n mistigheidjie wat so oor die water lê. Miskien kan dit wees dat dit so mistig was, dat hulle die Here nie herken nie. Ons kan maklik dit interpreteer en sê, ons is so besig met teorieë en ons eie kennis en ons eie siening oor die dinge, dat ons soms die Here en sy teenwoordigheid totaal mis in ons bestaan. Maar hulle het hom nie herken nie. Net soos ons ook in vandag se tyd. En dan lees ons daar in vers 5, in hulle gestoei, kyk hierdie mooi ding wat hier besig is om te gebeur. Jesus stap na hulle, hy sê vir hulle, my kinders, julle het seker niks om te eet nie. Kyk hoe Jesus hulle wel betree. Hoor daai vaderhart waarmee hulle betree, my kinders. Net soos wat ons, watter rede ook al ons, waarmee ons besig is, watter goed is in jou lewe aan die gang is, waarmee jy stoei, watter die mekaar goed is, God weet. Hy sê vir hulle, julle het seker niks om te eet nie. Julle is seker honger, julle het seker hierdie dinge waarmee julle besig is. Hy verstaan hulle wêreld en hy betree hulle wêreld met hierdie hart van liefde en hierdie hart van omgee en hierdie hart van versondig en hy spreek hulle aan, my kinders. Dit beteken vir ons, die manier waarmee die Here ons welkom betree, is met 'n versorgende omgee hart. Wonder of ons dit nog besef, hoe hierdie God se liefde is, waarmee hy ons kom betree, en hoe hy sy seun vir ons gestuur het. En kyk hoe antwoord hulle hom. Nee. Ons is so gewoond in die wêreld waar ons leef, ons mag nie vir die wêreld wys ons is swak nie, ons mag nie vir die wêreld wys, dit gaan nie oké nie. As mense jou vra, hoe gaan dit met jou? Nee, dit gaan alright. Ek mag nie sê ek is nie oké nie. Maar sit hier die masker op die front en daar gaan ons deur. Hy betree hulle wêreld met hierdie omgee hart en hulle ken opreg hulle gebrokenheid. Hulle skeer hulle self voor hom oop. Ons het niks om te eet nie. Hy sê toe vir hulle, gooi die visnet uit aan die regterkant van die boot. En julle sal iets kry. Hulle gooi dit uit en vanweë die groot klomp vis wat hulle nie in staat was hulle nie in staat om dit in te trek. En ons weet hierdie verhaal, en dis kom met 'n bekende verhaal, is Jesus wat die mense stuur om vissers van mense te wees, en waar en hoe hy sê dit moet gebeur. Maar hier is 'n belangrike oproep vir ons as kerk ook, want ons is soms so besig met plannetjies en goed te beraam. Ek weet, ek is een van daai mense wat altyd 'n plan besig is om te maak en te skiem. Maar mense moet versigtig wees dat jy so besig is met die, hoe sê ons altyd, met die dinge van die Here, jy kom nooit by die Here van die dinge uit nie. Ons moet altyd in biddende afhanklikheid van die Here wandel, dat jy op plekke gaan visvang, soveel energie en tyd ingang, dat dit is nie wat die Here van jou gevra het om te doen. Ons moet bid en afhanklik van die Here begin leef, dat ons besig sal wees daarin op die wyse wat die Here wil hê, dit moet gebeur. Dis net alleen kerk wees. Maar wat van ons persoonlike lewens? Hoeveel keer begin ons sê, maar in my persoonlike lewe, leef ek so in afhanklikheid van die Here, dat ek my hele lewe volgens sy wil inrig, en in gebed saam met God, en onder die leiding van die Heilige Gees sê, Here, wys my waar en op watter wyse moet ek my nette in hierdie lewe ingooi, sodat ek U kan verheerlik. Want wat het gebeur, toe hulle vir hom luister, toe hulle gehoorsaam was aan hierdie Here, wat hulle wel betree het, toe hulle ingooi waar hy sê hulle moet ingooi, die nette was so swaar, dit was te veel gewees om in te trek. Want as ons doen dit wat die Here vir ons gee, hy wil ons seën met die rykdom van die koninkryk van God. Ons moet net sê op watter wyse dit moet gebeur.
Daarop sê die disippels, die een vir wie Jesus liefgehad het vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus dit hoor, dat dit die Here is, het hy sy boekleed ontbind, want sy bolyf was kaal, en hy het in die see gespring. Nou kyk, Petrus was 'n ou wat, hy was sommer emosioneel, sommer dinge gedoen. Hier gebeur hierdie wonderwerk, hierdie misterieuse grootheid waarvoor ons gewag het, en toe hierdie wonderwerk gebeur, net soos wat Jesus Maria uitgespreek het aan naam, en net soos wat die brood gebreek het, toe hierdie wonderwerk plaasvind, toe besef hulle, hierdie Here het hulle welkom betree. En Petrus, en daai disipel wys dit vir hom, en Petrus, hy reageer som, hy kan nie wag om by die kant te kom, hy trek sommer sy boekleed uit, en hy spring in die water in, en hy begin swem na die Here toe. Hy wil in sy teenwoordigheid kom, as gevolg van sy bewustheid van hierdie genade van die Here. Maar die ander disipels het met die skei gekom, en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land af nie, net ongeveer 200 el. En toe hulle aan die land kom, sien hulle daar 'n koolvuur gereed, en vis wat daarop lê, en ook brood. Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe aan die boot gegaan, en net vol groot visse op die land uitgetrek. 153, en hoewel daar so baie was, het die net nie geskeen nie. Jesus sê vir hulle, kom eet ontbyt. Niemand van die disippels het egter gewaag om hom te vra, wie is u? Nie, want hulle het geweet, dit is die Here. Jesus kom toe, neem die brood, gee dit vir hulle, en so ook die vis. Dit was reeds die 3de keer dat Jesus aan die disippels verskyn het, nadat hy die dood opgewek het. Soos wat 'n versorgende Vader is, bring hy hulle nader aan hierdie vuur. Dink bietjie, hulle sê dis 'n simbool van wat gebeur het die aand toe Petrus vir die Here verraai het, wat daar om die vuur gebeur het, toe die Here gekruisig is. Hy bring hulle nader aan hierdie vuur, hy kom sit saam met hulle om hierdie vuur, en hy gee vir hulle weer die brood om te breek. Natuurlik sê hulle, ons gaan nou weer 'n bietjie daar kyk, dat dit ook 'n simbool is van die nagmaal, maar ander mense sê, dit gaan oor die gemeenskaplikheid wat daar plaasvind. Hy versorg hulle, hy maak hulle heel, en niemand het nie gevra, wie is hierdie, is nie, want hulle het geweet dat dit die Here is, as gevolg van hierdie wonderwerk wat plaasgevind het. Hierdie disippels het die voorreg gehad om die Here so te ervaar. Ons sukkel en ons moet in geloof weet, en gelukkig ons gereformeerde tradisie het 'n ander manier wat ons mekaar kan help om die teenwoordigheid van God in vandag se lewe te ervaar. Ons noem dit genademiddele. Dis die mooiste woord. Ek weet, dis ou taal, en die jong mense gaan dit nie regtig meer ken nie, maar dit was vir my die mooiste woord, genademiddele. Goed is wat ons kan help uit genade wat in ons gegee is, om die teenwoordigheid van God te ervaar. Iets wat ons so vanselfsprekend aanvaar, die woord van God, die Bybel, met al sy beloftes, met al sy rykdom wat daar is, om ons lewe te verdiep. Die tweede ding is natuurlik die sakramente, die nagmaal en die doop. En dan die derde ding is die gemeenskap van gelowiges. Ons vat dit wat vanmôre hier gebeur, om saam as geloofsgemeenskap God te kom aanbid, so vanselfsprekend. Gaan kyk in lande waar gelowiges vervolg word, verban word, hoe hulle smag om te hê wat ons vanmôre hierso het. En dan vat ons dit so vanselfsprekend. As ons net uit hierdie gedeelte vanmôre kan sien, hoe kan ons hierdie genademiddele gebruik om mekaar bewus te maak van die Here se teenwoordigheid in ons lewe? As ons kyk wat hier gebeur het in hierdie teks, daar was 'n wonderwerk. Hulle het Jesus nie herken nie, en toe gebeur daar 'n wonderwerk. As ons die sakramente gebruik, wat daar vir ons gegee word, die nagmaal wat ons herinner van die Paasnaweek wat tans verby is, om te weet dat God vir ons in sy seun hierdie wonderwerk laat gebeur het, dat ons met God een kan word, versoen kan word, ons sondes verlos kan word. Met die doop laat ons kan sê, maar Jesus Christus, die God, die skepper van die hemel en die aarde, en die Heilige Gees, hom aan ons kom verbind, en ons deel maak van sy verbond, deel van sy familie kan maak. 'n Wonderwerk. As ons net dink aan ons hele bestaan, hoeveel wonderwerke daar gebeur. Ek weet mense sê, 'n wonderwerk gaan oor geloof en persepsie, maar partykeer moet ons mekaar help om dit raak te sien. Mense sê, dis toevallig. Ons as gelowiges sê, toeval die lig. Ek weet, toe ek gestudeer, en ek sê het baie, want is een van my grootste wonderwerke in my lewe,
Op jaar 3 het ek nie 'n sent oor gehad om vir my studies betaal nie. Iemand uit Potties, wat ek nie eens geweet daar's mense hierso wat ek ken nie, betaal geld in my rekening om my studies volledig te betaal. Per toeval, 4 jaar later word ek beroep Potties toe. Vreemde goed wat in die lewe gebeur. Hoeveel mense gebeur, dan sê ons altyd, verduidelik vir ons hoe hierdie ding gebeur, want ons weet nie. En ons moet mekaar help om hierdie wonderwerke net raak te sien in ons bestaan. Die geloofsgemeenskap, die insig van die mense om ons. Hier is hierdie ding besig om te gebeur. Jesus sê, gooi die nette daai kant toe uit. En daar staan Jesus se liefling disipel. Nou die meeste kendiges sê, dis Johannes, die seuns van Zebedeus. Hy sê vir Petrus, daar is die Here. En Petrus reageer dadelik, maar iemand het vir Petrus sê, daar is die Here. En hy spring in die water. 'n gelowige het hom daar patent gemaak. Hierdie is God se teenwoordigheid. Daarom het ons 'n verantwoordelikheid om mekaar te help en te begelei in geloof. En Petrus spring in die water en toe kom al die ander gelowiges by. Ons het 'n verantwoordelikheid om mekaar te onderrig en te begelei in die geloof om God se teenwoordigheid te raak te sien. En dan sien ons waar die Here saam met hulle sit, hierdie vuur en die vis en die brood deel. Dink maar net in die aand toe die nagmaal ingestel het, nou ons het met die nagmaal vier, hoe dit ons geloof verdiep. Maar meer is dit ook. Ek weet, ek maak ook daai fout. As ons bid in die aand en met etes in die oggend en middagetes en ons sit as 'n familie saam. Ek vra in ons huis ook, wie gaan vir ons bid? My seun gelukkig deesdae, hy sê baie keer nou ja. Maar hoe gebruik ons daai geleentheid om te sê, hierdie is die kerk in die kleine. Hoe begin God se liefde tuiskom in ons harte en raak ons bewus van die Here se genade wat ons wel betree en ons leef vanuit daai genade ten volle in die wêreld daar buite, onvoorwaardelik. Ons moet mekaar meer bewus daarvan begin maak. God wat sy hierdie verhoudings kom herstel. Kom ons lees hierdie gedeelte verder en die effek wat dit op ons lewens het. Lewens word verander. As ons sommer net verder lees, Jesus gaan vat toe Petrus. Onthou Petrus het Jesus verloon 3 maal daai aand toe Jesus gevange geneem is. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Johannes, het jy my lief meer as hulle hier? Nou sommer net so Grieks, asseblief verskoon my maar. Jesus vra vir Petrus, het jy my lief? Nou daar's verskillende soorte liefde in die Bybel, ons sê dit baie. Ek gaan nou net op 2 fokus. God se liefde noem hulle agape liefde. En dan is daar algehele liefde wat hulle noem philo liefde. Jesus vra vir Petrus, het jy my agape lief? Goddelik lief. Meer as al die mense, sê jou lewe verkoop, sê alles opgee. Het jy my so lief met jou hele hart, met jou hele siel, jou hele verstand? Het jy my liewer as enigiets in die wêreld? Agape lief. En Petrus antwoord hom, ja Here. Antwoord hom, u weet dat ek u lief het. Maar die Griek sê, dis nie agape lief nie, ek het jou philo, algeheel lief, broederlik lief. Hy sê toe vir hom, laat my lammes wy. Let net op die woorde lammes wy. Jesus vra hom weer 2de keer, Simon seun van Johannes, het jy my baie lief? Het jy my agape lief, goddelik lief? En hy sê weer 'n keer, ja Here. Antwoord hom, u weet dat ek jou lief het, philo lief, broederlik lief. Hy sê toe vir hom, pas my skaap op, nie meer net my lammetjies nie, nou moet jy die skape ook gaan oppas. Jesus vra hom 'n 3de keer, Simon seun van Johannes, en hierdie keer verander die Here sy woorde. Het jy my philo lief? Eintlik die Griek sê phileis lief. Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom 'n 3de keer gevra het, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my skape wy. Nou sommer net so, ek weet daar was nou die Griekse woorde, maar hulle sê dit was doelbewus so geskryf, want Petrus en Jesus, die Aramees en die Grieks, hoe dit by mekaar uitgekom het, hoe die woordbedeling was tussen die agape en die philo, dat uiteindelik toe Jesus ook geantwoord het, het hulle die agape en die philo by mekaar kom, sê, maar God se liefde moet tuiskom in die broederlike liefde. Wanneer God se liefde tuiskom in ons harte, wanneer jy weet, Jesus het jou hart kom betree in sy genade, dan moet dit deurkom in ons optrede, in ons dade. Dis wanneer mense tasbaar
sienbaar, voelbaar kan sien, maar God se liefde is nie 'n klug nie. Dis leefbaar in hoe ons mekaar hanteer. Dis kom hulle die twee woorde in Grieks so toe saam hanteer het in hierdie gedeelte. Wat nog mooier in hierdie gedeelte is, Petrus het Jesus 3 maal verraai. Wat kom Jesus en hoe herstel hy hom? 3 maal. Het jy my lief? Het jy my lief? Het jy my lief? En dan sê hy, weet jy wat? Laat my lammetjies wy. Pas my skape op. Laat my skape wy. Jesus kom en vat 'n gebroke mens, iemand wat hom eintlik in die steek gelaat het, en hy stel hom weer in 'n leierskapposisie aan. Hy sê, ek maak jou verantwoordelik vir die skape van my wat jy moet gaan gebruik. Dink net hoe groot is God se genade. God veroordeel ons nie. Hy kom skep en hy kom herskep en hy sit ons weer terug in sy volk. Hy kom maak ons weer deel. Hy wil hê elkeen van ons moet gaan funksioneer tot eer en verheerliking van sy naam. Ons word gestuur in hierdie wêreld in om daardie besonderse spesiale liefde wat ons hart geroer het vir mense sigbaar te maak. Wanneer die Here jou wêreld betree en jy begin die Here sien, ons begin mekaar attent maak, dan ons maak sy woord oop en ons begin dit deur die sakramente ervaar. Dis wanneer ons moet begin besef, maar ek is 'n gesant van die Here. Hy wil hê jy moet vissers van mense gaan wees daar buite. Hy wil hê vir ander mense ook gaan sê, miskien sien jy nog nie die Here in jou lewe nie. Op nou en dan sê jy miskien so besig met jou wêreld, jy mis hom bietjie. Daai antwoorde wat jy na soek in jou lewe, miskien moet jy net begin bewus word. Is nog altyd by jou. Vra die Here om jou oë oop te maak en dit te sien. Kom ons begin mekaar help wanneer ons die antwoord ontdek het. Sien jy nog en herken jy nog die Here in jou lewe? Want sy liefde het jou gevind. En wanneer jy dit ervaar, kom ons begin dit vir mekaar uitdeel. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, daai vraag kan net sowel vir elkeen van ons vermoede wees. Wat jy vir Petrus gevra het jy my lief? Meer as al die mense hierso. Dis 'n ondersoeking van ons hart. Want wanneer ons daai woorde hoor, moet ek tot stilstand kom en sê, maar hoekom sal u dit vir my vra? Want u wil vra, reageer ek op dit wat u vir ons kom doen het? Reageer ek op hoe u ons wel kom betree? U daag op, net soos wat u met daai mense opgedaag het, en hulle u nie herken het nie. U daag op en wêrelde is nooit weer dieselfde nie. Lewens verander, dinge begin sin maak, mistigheid verdwyn, want u is die God van orde, wat skep en herskep. Koninkryk kom tuis in ons harte. En dit begin met die vraag, het jy my lief? Maar dan die tweede opdrag, laat my skape wy. Laat my lammetjies wy. Pas hulle op. Ons het 'n verantwoordelikheid vir die hele trop. Die kleintjies, die lammetjies, die skape, almal. Ons moet mekaar versorg. Dat alles sal gebeur tot eer en verheerliking van u naam. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Net soos wat dit in die hemel is, mag dit tuis kom hier op die aarde en ook in ons harte. Amen. Daar is nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes.
Ek wil net so lank 'n paar enkele afkondigings uitwys. Die deurkollekte gaan vir die Instituut van Dowes vanoggend. Hierdie week begin alles weer. Ons het volwasse belydenis van geloof. Die groepie begin weer môre aand om 6:00. En dan asseblief die koneksiegeleenthede. Ons het 4 koneksiegeleenthede waar ons die gemeentes volgens blokke of wyke waar jy kan by enigeen kom inskakel. Asseblief let op na die datums. Die eerste een is nou Dinsdag aand 6:00. Ek weet net vir Anita by die kerkkantoor, want ons moet die getalle hê, want dan die tokkie maak vir ons die kos, en ongelukkig het ek net 2 goed op die menu, net terwille van gemaklikheid, so dis net spaghetti bolognese of curry and rice, sorry daarvoor, kerk se tyd van steaks is gone, so asseblief, kom gee hulle name op, dat ons die getalle kan regkry, R30 per persoon, dat ons weet dat gesinne ook kan bywoon. Kom kuier saam met ons, saamgesels oor ons gemeente, alles wat saam kan gebeur, gee 'n naam by kerkkantoor op. Daar's 4 geleenthede, eerste een is Dinsdag aan. Dan die tweede belangrike ding is die familiekamp, die 23 tot die 25ste Mei, daar is hy op die bord. Dit is nou 4 etes ingesluit. Ons gaan mekaar ook help om die kos te maak. Dit is R200, Anita seker reg. R200, wat sê die R200? R200 vir etes, want Anita het vir my gesê, maar obviously luister ek, man. So ek staan as 'n stout kind hier vir Anita. Sorry Anita. R200 vir die etes, R180 vir die akkommodasie, is ek reg? Per nag. Goed, ons gaan dit weer uitstuur, hè. Die Sondagskool, die katedese begin dan volgende week weer, en dan Sterkrivier Bazaar die 7de Junie, en dan die aksie Jong van Gees Haiti, dan donderdag 15 Mei. Dis hy. Kom ons staan en sing ons hierdie pragtige lied tot eer van die Here, sing halleluja, en dan bly staan en spreek ek vir ons die seën uit.
Ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u vrede gee. Die drie-enige God is by u van nou af tot in alle ewigheid.